as wat luister, doen dit ook so. Dankie ons Vader dat ons nou net kan leer uit U woord uit. U wat die Seun van God is, Jesus Christus, die Here, het hierdie woorde laat vasvang op papier, eventueel. Dat ons U beter kan leer ken, dat ons kan leer hoe om te lewe, hoe om op te tree, en help ons ook om stil te bly wanneer ons niks moet sê. Kom leer ons nou van U Gees en wat U hartsbegeerte is om eendragtig in die Gees te word. In sync, soos die mense deesdae praat. In sync met U wat op die troon sit deur U Heilige Gees. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ek wil met julle vanoggend gesels oor, is jy gereed vir die werking van die Heilige Gees? En jy kan nog groot werk wees, ek gee nie om. Ja, ek het al dit en dat, en so. Ja, ek het ook al. En weet jy wat, sy het ook al. En het jy dit gesien, het dat gesien, en hierdie werking en wat. Maar toe ek hierdie tema kry, toe wonder ek, maar wat kan ek hierdie mense vandag nog byleer? Omtrent iets wat ek nog reeds ken. Julle weet ons alles. Ja, ek het geweet, ek het nie Google nodig. ChatGPT en al die dinge, want ek het 'n vrou. Is jy gereed vir die Heilige Gees? Ek wil ons moet blaai daarna Johannes 9 toe eerstens. Ek wil jou net skud, voordat jy nou hier selfversekerd sit, en sekere beweringe maak. Johannes 9 is hier iets spesiaals vir my. En vers 20 klink so in my vertaling. Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is. Het sy ouers geantwoord. Ons ken dit. Ja, hy is so gebore. Ek het hom nie so geslaan nie. Hy is so gebore. Hy het nie op sy kop geval met geboorte nie. Hy was so in sy ma. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg, hy kan vir homself praat. Jy sien, hier is so 'n opregte deel van ouers wat bang is om te sê, I know. Ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n volgeling van ons Here Jesus Christus. En ek kan vir jou sê, ek weet, jy sit hier met die wete, wat het met die kind gebeur? Want daar staan geskryf, hoe hy nou sien, nee. So hy was blind en het kan toe sien op baie stadium, nee. En wat het gebeur? Jesus het op hierdie kind afgekom, en hy het hom gesien, en hy het medelee begin voel oor hierdie kind. En ek is nou nie 'n wafferse spoeger nie, maar hy het gespoeg op die grond. Of hy nou gekniel het, of wat, of I don't know. Maar hy het spoeg gevat en hy het met die sand gemeng, die dirt, soos die Engels sê. En hy het sy oë toegepluister met dit. En hy het vir hom gesê, gaan was jou oë in die bad van Siloam. Nee, soos op die stasie. Nou is my vraag aan jou wat van God afkom. Is jy gereed om te doen? Is jy gereed om in 'n kraan op die grond te spoeg?
En daai goedjies te meng en vir 'n ou te sê wat blind is, ontjie. Ons pleister jou. En dan gaan na die naaste kerk waar 'n doopbad is en dan gaan was jy oor. Jy wil te doen. En nou nie maak of jy my nie gehoor het. Ek vra vir jou, as jy wil genoeg, nee, sal jy dit doen as die Gees van God jou lei om dit te Amen. Halleluja. Jy sien, hierdie ding kom met 'n prys. Nee, hy het gesê, sit jou vooropgestelde idees daar ver weg waar jy dit nie kan sien nie. En ek stuur jou om hierdie snaakse ding te gaan doen, dat jy 'n bonatuurlike gebeurtenis kan beleef. Dis hoe dit werk. Jy sien ons is nou op dieselfde lengte. Nou kan ons gaan na 1 Korintiërs 12. En ons ken 1 Korintiërs 12. Glo my, ek het nou net vir Jan gesê, hierdie was my shaker. Die 2 Mei 2001, toe ek het vir die eerste keer lees. Nie dat ek baie voor die tyd Bybel gelees het, maar ja, dit was vir my 'n shaker. En daar staan geskryf, 1 Korintiërs 12 vers 4, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. En ek gaan dit nie niks stadig vat, hoor. Ek gaan maak of jy nog nie eens in geraad ergens nie. Hy sê, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge. Maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Hy kom en hy sit dit apart vir 'n rede. Hy sê daar's krag, en dis die Gees van God se krag. Hy sê daar's bedieninge, né? Maar die opdrag kom van die Here af wat heers. Here Jesus Christus is toegemaak die Here van alles bo aan alles toe hy die eerste oes in die hemel aangebring het. So jou boodskap kom van die troonsaal af. En as jy klaar nie. Hy sê vers 6, daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge. Maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Hoor, hier is baie bewerig. Ek sê maar net. Pinkster se ster. Maar dis God wat kom, nee. En hy sê, let my power flow and change the darkness into light. Want dis waaroor dit gaan. Niks anders dit. Hy sê klaar nie. Hy sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En ek wil nou vir jou sê, hierdie ding, ek is 'n gesalfde, ek is 'n gedoopte in die Gees, ek het die Heilige Gees ontvang. Niks is joune. Niks op dese aarde van dit is joune. Jy is net die wissel. En ongelukkig is jy die leeueblik wat die meeste geraas word. Maar niks van daai is as gevolg van hoe oulik jy is. Want hierdie is 'n gift. Hier is die Amplified, gaan lees, hy sê, it's the gift of the Spirit. En soos ek nou die aand en weer gaan sê, is 'n geskenk voel die meeste mense, ek het hom gekry verniet, sonder om te presteer, ek kan met hom maak net wat ek wil, nie die een nie. Jy is net 'n steward van hy kind. Jy is net, redpester, ek weet nie waar kom my vandaan nie, maar jy kan dit net aanwend soos wat die maker van dit vir jou sê. Niks anders dit nie. En dan kom jy
aan die een deur die Gees die gawe om 'n woord van wysheid te praat. En aan die ander een kennis. En dis dieselfde Gees se kennis en wysheid, né? En aan die ander die genadegawe vir gesondmaking. Deur die een Gees en aan die ander een die krag om wonders te doen. En aan die ander die gawe om te profeteer en aan die ander een om dit uit te lê. En aan die ander een dieselfde Gees kom en hy sê, daar's demoon. En hy gee vir daai een ook wat 10 teen vir ander een is, sê, hoor, dis die Gees van welis. Hy sê dan om verskillende tale te praat en die ander een om dit uit te lê. Ons ken dit. Maar vers 11, 10 teen het hy vergeet. Hy sê, maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Amen. Weet julle, ek het 'n kleintjie dood op party van hierdie woorde, hoe mense dit goed vertaal. Hy sê, dis 'n gawe, dis nie 'n gawe van jou nie. Het dit baie duidelik, maar dis 'n geskenk wat God jou gee om die geleentheid te beleef hoe hy werk. Dis die eintlike geskenk. Jy het die geskenk ontvang om met hom dit te beleef, niks anders nie. Hy gee die geleentheid en sê, sien hoe ek werk deur jou. En hy sê, elkeen afsonderlik. En ons gaan nou duidelikheid meer oor dit kry, want hierdie ding stop nie hier, en ongelukkig, kyk hier, daar staan 'n ander hoofie, en dan dink die mense, okay, kom ons stop nou by hier. Dit gaan nou oor die doping in die Heilige Gees en die werking en die gifts. Nee? Maar hier staan er net, een liggaam, maar baie lede. Nee? Is dit waaroor dit gaan? Vra jou vraag. Is dit al waaroor dit gaan? Nee. Dit stop nie daar nie. Hierdie is 'n hele hoofstuk aan een geskryf. Deur 'n persoon wat deur die Heilige Gees gelei is en gesê, hierdie alles gaan oor my werking. Dit gaan alles oor wat ek wil hê wat moet gebeur. Wat staan? Net soos die liggaam 'n eenheid is van baie lede, het al die lede saam, alles hulle baie, een liggaam gevorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Nee. Maar hy gaan verder hier. En hy sê 'n ware ding. Hy sê, vers 13, omdat ons almal 'n liggaam geword het, is almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry is, ons is almal van die een Gees deurdrenk. Nou, ek vergeet nou die Jode en die Grieke. Ek het probeer eenvoudig maak. Of jy nou Engels is en of jy Afrikaans is, of jy 'n Portugees is en of jy 'n Jood is, of jy 'n Duitser is van Namibië en of jy 'n Sesotho is, en of jy 'n Griek was en of jy 'n Zulu is, het jy my. Die oomblik as die Heilige Gees jou kom en jou deurdrenk, is jy gekoop. Hy totaal neem jou hele wese en lewenstyl oor. Hy sê, nou is jy nuut gemaak. Met 'n nuwe Gees gedrewe wat van die troonsaal afkom. Kolossense 1:18 sê dit so duidelik.
Kolossense 1:8. Jesus Christus is die hoof van sy liggaam, die kerk. Hoor my hart. Die Gees van God sê vir my, hy sê, kan jy imagine 'n pinkie of 'n klein twintjie sê vir die brein, ons gaan nou kafee doen. Maar ons is 'n liggaam. Die een is 'n hand, die ander is 'n onderarm, die ander is 'n boarm, die ander is 'n elleboog. Maar enige, so is daar klomp ledemate, né? En so wil hierdie elleboog vir Jesus sê, ons gaan nou spark. Verstaan julle, daar's baie woorde. Die gemors, die obstruksie, dankie Gees van God. Die obstruksie wat veroorsaak word, as een ledemaat die hele liggaam beïnvloed. Nee. Hoe ver is dit van om eendragtig in die gees te operate af? So ver ek kan mee sien. Dan word daar gevra, maar hoekom werk die Gees van God nie meer in die kerke nie? Ek gaan onder die tig gestel. Dit is so ernstig as wat dit is. Almal moet een ding verseker weet, en dit is om insien te wees soos ons deesdae praat, met die Here Jesus Christus wat op die troon sit. Dit bring eendragtigheid in die gees teweeg, niks anders nie. Jy kan soveel geesgedrewe en gesalf en uitverkoop wees aan die Here, maar as jy nie in die liggaam gesinkroniseer raak deur almal wat ook insink in eendragtigheid met die Gees van God leef nie, kan die liggaam nie oplei. Dit is so 'n feit soos 'n koei wat nie kan asemhaal in die water. En jy kan nie begin, en luister net hierna, ek begin dit probeer goed stel dat dit nie boring raak. Vers 14 sê, die liggaam bestaan ook net nie uit een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Ek kan net sê, Holy Spirit work now. Bring your revelation. Maar wat daar gedoen word is, ek kry net daai gevoel, ek is nie meer deel van die liggaam. Hou hy om die rede tog nie op om deel van 'n liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede eweneens nie op om deel te wees van die liggaam nie. As die hele liggaam 'n oog was, hoor jy? Dit klink boring, maar dit is so oorspronklik as wat kan kom. As die hele liggaam 'n oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam 'n oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. Is nie nou daar nie, daar's 'n Karin, daar's 'n Delien, daar's 'n Bobby, en oh, what a happy family. Ek kan nie gitaar speel nie, Karin ook nie. Sien my nou, the goodness of God. Halleluja. En dit is soos 'n liggaam operate, dit is soos hy werk. Hy sê,
oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Ek sê vir jou, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Wat doen die mense? Kom ons praat so met so 'n bietjie hier. Maar weet julle, Hester, moenie haar hierby betrek. O nee. Jy weet, Hester is nie Hester nie. Maar dit is wat ons doen. In die praktyk doen ons dit. Kom ons skep gou hierdie groepie. O nee, die lied daai. Sien, wel jy verstaan. Sy het dit al gedoen. Ons besluit waaruit die liggaam moet bestaan. Daar sê ek. En niemand het uitgebars in trane. Ons besluit waaruit bestaan die liggaam. In plaas van, Here wys ons waaruit die liggaam moet bestaan. Halleluja. Jy sien, want hier's woord. Hier kom 'n woordjie voor, swakste. Minder mooi. En dan, daai is besonders mooi. Nee? Ek kan dit nie lees nie. Maar dit is woorde daai wat in my en jou brein is, wanneer ons besluit hoe die liggaam moet lyk en funksioneer. Hoe daai ook in 'n ding organise. As jy wil hê iemand moet 'n ding in die bekker kry vermaak. As jy wil hê iemand moet iets aktiveer, sê vir Daniele, ons bid nou, dan bid ons. Is die kyk opgewonde is. Nee, maar dit is soos dit werk. Nee? Dit is soos dit werk. Ek wil net die volgende sê, vers 25. Sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelukkige sorg vir mekaar dra. Dis waaroor dit gaan. Hierdie eenheid van 'n liggaam. Daar diep binne in jou het jy 'n begeerte om deel te wees van. Is dit nie so nie? Jy kan nou wees net soos ek en Bob. We don't care a damn. Solank ons kan besig wees met wat ons like is, dan ons happy. Ook so. Maar dit is nie al nie, maar iewers te binne in jou wil jy tog hierdie gevoel hê. Ek behoort aan. Ek is nodig partykeer vir. Hulle kan my gebruik vir hulle paspoort. So, dis 'n menslike ding, dis soos jy geskape is, om deel te wees van daai liggaam van God. Maar ons ken net hierdie klein deeltjie, wat nog hier op die nervie is. Ek het dit hier geskryf, vers 14 tot 31, leer ons wat ons nie behoort te sê, of nie behoort te leef nie. Want as jy nie deel van die liggaam nie, jy is so buite God se wil, hulle sal jou soek en jy is daar in die asgat. Want dis soos dit werk. Nou kan jy vir my sê, pastoor, maar nou, hoe dan nou? Hoe nou gemaak? Dan blaai jy nou na Psalm 130. Ons blaai na Psalm 130. Wie kan vir my sê, wat gaan Psalm 130? Stel as Jesaja 33 vers 3. Ek wag op die Here.
'n pelgrimslied nogal. Picture dat die Jode is besig met 'n bruilof. Né? En nou stap hulle. Hierdie groot massa spul uitgenooides na hierdie bruilof. En so ver hulle loop sing hulle. Ek wag op die Here. Ek wag op die Here. Dis wat staan. Ek wag op die Here. Maar hierdie ding het hulle geneer, nie soos Tolla gesing het van hy sê, in die dieptes roep ek na U, Here. En raai wat? Hier het ek so tussenin geskryf. Roep uit, Karin. Hierdie vrou het al so op my geskree, en op ander, en op die kinders, en toe sê ek vir haar, maar het jy al op die Here geroep? En ek kry nie so ver, en ons het so 'n broodblik kombi gery, en dan gaan ons kerk in Erdek Park in Bloemfontein, dan is hy redelik leeg agter, met die speakers, en die alles is daarin, al die vuil wat ons opgetel het, en ek besluit daai dag, ek kry soke lekker speakers hier onder die een kas gehad. Ek sal nou my hierdie liedjie se volume aanjaag, dan kyk jy of jy hom kan bied, om net uit te roep aan die Here. En sy het so lank gewag, vir iets spesifieks. En toe sy roep, toe antwoord die Here net daarna. Jy sien hier, is Dawid in 'n situasie, en hy kom en hy sê, uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Waar is sy respek? Ek weet nie, maar hy het iets reg gekry. Hoor tog my hulpgeroep, sê hy. As U ons sondes in aanmerking sou neem, o Here, wie sou dan nog bestaan? Waar by U is daar vergifnis, daarom word U steeds gedien. Dit was 'n cry out. En toe bly stil. En soos wat die tyd verloop, besef hy, maar God is doodstil. Nie omdat hy gevoel het, hy het hom met disrespek hanteer nie. Hy wil hom antwoord. Maar hy moet sy gejep afkoel, dat hy God se stem kan hoor, en hy sê, vers 5, na al hierdie gekerm sê hy, ek stel my vertroue aan die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here. Vers 7. Sê, want hy het agtergekom, wat hy gefouteer. En hy sê dit vir die hoorders. Dan moes gestaan het as ek jou raad kan gee. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is daar verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Nou sien ek die kloetse. Wat op aarde het dit nou te doen met die werking, die gifts van die Gees van God? Dan sê ek vir jou, alles. Jy sien, ons is so gereed om te reageer. Ja? Dink ek nie. Jy is nog besig om iets te sê of te doen, dan is daar reaksie. Waar kom dit vandaan? Nee? Jy het hierdie blink wonderlike
God gekry, en voordat iets kan gebeur, dis ek tog eens weggeraak, en voordat iets kan gebeur, nee, het jy vir jouself 'n antwoord gekry. En dit een en een is 2. Daar is die antwoord. Die Here is op pad. Hy is ook besig om jou mind te change. Dan word geskryf ook in die Psalms 118, 119, hy sê, die woord is soos 'n lamp vir my voet. En hy skyn tree vir tree soos wat jy loop. Daar was nie hierdie ding, en dan kry jou buurman aak-eyes nie. Daar is hierdie lampie gewees, wat afskyn, en jy sê, okay, daar is die volgende veilige plek, daar is die volgende veilige plek, daar is die ander. En die woord is presies dieselfde, maar ons wil dit so hê, ingepak, ingeprop. Fast foods, fast answers, fast damage. Jy sien hierso wat ek geskryf, doen en sê wat jy by die Heilige Gees hoor. Waaroor is jy die spykste nog in jou lewe gewees? Kom, lees eers uit. Party soek het nou met die Bybel. Plaas het ek net my bek gehou. Is so, nee. As ek maar net stil gebly het. Dis wat ons trek. Is jy regtig gereed vir die Heilige Gees? Of is jy so oorhaastig, dat jy goed moet beweeg, en dan mis jy, wat hy nog vir jou wou deurgee. Ek dink alvorens ons daar kan kom en sê, let the Spirit flow. Kom ons wees eendragtig, gesinkroniseer in die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, maak ons ore oop en ons oë oop, dat ons U kan sien en U kan hoor. Neem hierdie oorhaastigheid weg by ons. En Here, daar's 'n hongerte oor die wêreld heen vir U bonatuurlike aanraking. Here, ek dink soos wat ek in die week met die werkers gedeel het oor Biliam en Balak, dat U eventueel die donkie moes laat praat het. Dat hierdie profeet net sy ore kan oopmaak, dat U hom wil lei. Dat U vir hom wil sê wat is goed en wat is sleg. Help ons dat dit nie nodig is dat klippe en donkies ons keer en antwoord nie. Maar dat ons sal weet, as die Gees van God met ons praat, dat ons sal luister. As die Gees van God 'n deur toemaak, dat hy toe is. En as U 'n deur oopgemaak het, dan moet ons beweeg. Dankie dat ons hierdie goede kan spreek en vanoggend kan kom en sê ons, Here, ons bely. En ons sê, we are sorry. Ons is so jammer dat ons verkeerde goed gedoen het. Dat ons nog nie onpaar is, soos wat U 'n droom vir ons het nie. Seën ons, seën hierdie woord en dankie Here daar waar dit val. Here, dat dit 'n nuwe revelation gaan bring in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan afsluit met die laaste lied. Ek gee jou kans om dit wat jy wil dankie sê vir die Here daar in die skatkis te kan gooi. As jy jou tiende wil bring of saam wil saai in die koninkryk, is welkom. Kom ons staan, sluit ons af met in my wandel en in
al my wee wil ek dit. Kom ons ontvang die seën van die Here. Dankie ons Vader dat U nou U hande uitstrek oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom vrede en U agape liefde en U werking van U Gees tot in alle ewigheid. Amen.